Goeiemôre. Jy het dalk in die situasie al gewees dat jy gewonder het, hoekom gaan dit so moeilik in jou lewe? Daar's die een na die ander teenslag tref jou, dinge vlot nie in die verhoudings nie, en jou besigheid wil nie werk nie. Dit gaan moeilik. Die een seënslag na die ander tref jou in jou lewe. En dan begin jy twyfel. Dan begin jy vra, wat help dit dat ek glo? Is dit toegenaamd nodig dat ek elke Sondag kerk toe gaan, dat ek my toewy aan God, en wat help dit dat ek bid? Jy is nie die enigste een wat al in hierdie situasie was nie. Want as ons na Psalm 73 kyk, dan lees ons daar in die begin dat God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daarin begin twyfel. En dan begin hy vertel van hoe die goddeloses voorspoed geniet en hulle rampe tref hulle nooit nie, en hooghartigheid hang soos juwele om hulle nek. En vir hom wat naby aan die Here geleef het, tref die een ramp na die ander, en hy begin twyfel. Wat is die waarde? Wat is die nodigheid om in 'n verhouding met God te staan? En dit vir hom nader aan 'n geloofskrisis. En dan sien ons hierso in die middel van die gedig 'n wending. Hy kom in die tempel. En die tempel was vir hom die teenwoordigheid van God. En hy het diep nagedink. En wanneer hy in hierdie tempel kom, is dit asof die lig vir hom deurbreek. En ewe skielik besef hy dat sy einde anders daar uitsien as die van die goddeloses. Vir die goddelose is hulle lewe maar soos 'n droom wanneer jy wakker word en die droom nie langer bestaan nie. Hy kom in besinning in vers 23 en dan sê hy so mooi daar eentjie verder: tog was ek nog altyd naby u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die mooie in die gedagte is dat wanneer jy ver van God af voel, beteken dit nie dat God ver van jou af is nie. Dis God wat ons aan die hand kom vat. Dis God wat na my en jou toe uitreik in ons nood. En daarom kom hy tot 'n radikale ander insig, tot 'n ander gevolgtrekking aan die einde van die gedig, wanneer hy sê: ek sal van al u werke bly vertel. Dis vir my goed om naby God te wees. Ek sal van al u werke bly vertel. Wat 'n pragtige belydenis vir iemand wat ook deur die strome en die vlamme van die lewe rondgeruk is. Dat uiteindelik by die punt kan kom en sê: dit is vir my goed om naby God te wees. Amen.